Ons gaan vanoggend aan met wat ons praat oor transformasie, en as jy dit nou gemis het, dan kan jy dit gaan haal daarso op YouTube. En maar ek dink ons is besig met 'n baie belangrike aspek in die gemeente. En dat ek ook vir julle wil sê dat ek ervaar veral van vandag af en dat daar 'n beweging is in die geesteswêreld. En ek en jy, veral vir hierdie gemeente, moet oplet daarop. En ek wil ook vir julle sê dat ons ook nie moet blind staar teenoor die dinge wat in die wêreld gebeur nie. En ek gaan vir julle sê, moenie dink dat ons hier in Suid-Afrika geïsoleer is en dat dan nie. Die gevaar is selfs al hier in Suid-Afrika, ek het info gekry, dat ons as Christene nie moet gemaksigtig wees nie. So jy moet regtig gaan besluit, gaan jy verander, gaan jy regtig die Here wil dien. En het is goed dat ons nou praat oor transformasie. En ek wil vanoggend praat oor transformasie as die reuse in jou lewe wat moet val. Ons almal van ons het drome. Van ons mense se drome word waar, ander word nie waar nie. Maar ons droom, en dit is so belangrik dat ons moet droom en bly droom. Want drome, sonder drome kan die mens nie leef nie. En dan kom God spesifiek en hy gee vir ons 'n droom om uit te leef sodat dit sy koninkryk kan bevoordeel. En as jy vandag hier sit met iets in jou hart, 'n droom van God en jy doen dit nie, wil ek dit baie ernstig op jou afpleit om te sê vanoggend, dit is nou die tyd om op te staan en dit wat God op jou hart gesit het te doen. Einstein wat gesê het, imagination is more important than knowledge. Jy kan al die kennis hê, jy kan al die hoe sê, maar as jy nie die prentjie van God in jou hart het nie, sal jy dit nie doen nie. En daarom moet ons altyd God se prentjie, selfs van die kerk. En ek wil dit net weer eens beklemtoon, dat baie keer moet 'n mens so luister na God, dat al is dit, hoe snaaks, want 'n droom van God is altyd groter as wat jy kan dink of dit moet so wees. Maar nou kom daar in my en jou lewe reuse wat hierdie goed of verhinder, of steel, of maak dat jy nie so aangaan nie. En dit is die reuse wat ons vanoggend gaan gou kyk. En ons gaan kyk, ek hoop jy het baie tyd, het julle baie tyd vandag. Ek dink julle het baie tyd, het en so, julle kan nie pitch toe gaan nie, nee. Ons gaan vandag lees 1 Samuel 16 en 17. Julle val julle gesig, nee, ek gaan dit nie met julle lees nie, hoor. Maar dis huiswerk, okay. 1 Samuel 16 en 17 moet jy by die huis gaan lees. Dit gaan oor, wie kan vir my sê, behalwe julle wat nou die Bybel baie goed ken, waaroor gaan dit? Ek sal vir jou hint gee, begin met dit. Gaan oor 'n persoon en begin met dit. Ja, en? Dawid. Okay, nou sê jy het hom. Dawid, dit gaan oor hierdie storie van Dawid, wat gekroon word, wat geroep word deur God, om God se droom uit te leef as koning. En ons sien in hierdie storie, in 1 Samuel 16, van hoe Samuel by Isaai kom en vir hom sê, where is your dude?
God het vir my 'n opdrag gegee om een van jou seuns te salf met olie as koning. Nou, vir oomblik het ek net stil gestaan om by hierdie gedagte van hulle het baie kinders gehad, want hulle het nie TV gehad nie. Okay. Ja, ene moet jy uitsny hoor. Maar so het Samuel gegaan deur al die seuns. En hy het nie God se favour gehad om te besef dit is die koning nie. En hy vra vir Isaai, is daar nog 'n seun van jou? Ja, sê hy, daai kleintjie daar so wat die skape oppas. Hy sê bring hom. En toe hy hom bring, toe salf hy Dawid as die koning. Maar het Dawid dadelik koning geword? Nee, hy het nie. En ons sien hoe Dawid in hierdie tyd aangegaan het in sy lewe. Maar dit was 'n proses wat gemaak het dat Dawid eers moes deurgegaan het voordat hy kon gekom het om koning van Israel te geword het. En hy moes 'n paar reëse oorwin het in sy lewe en gefeis het om uit te kom as koning. En God roep vir jou as die koning want onthou, hy roep nie meer fisiese konings nie, maar hy roep ons, want hy het gesê, ons is konings en priesters van sy huis. Hy roep jou vanmôre as koning, maar ons moet ook deur 'n paar reëse gefeis word en oorwin moet word, sodat ons aan die ander kant kan uitkom. Okay, so hier kom 'n paar, en die eerste een is, ons moet ons reës van vertraging moet ons sien. Want ons sien, nadat God vir Dawid gesalf het as koning, sien ons dat Dawid het nie dadelik koning geword nie. Maar sy pa het hom teruggestuur na die skape toe. En die Bybel sê vir ons in 1 Samuel 17 vers 15, Dawid het heen en weer beweeg tussen Saul en sy pa se skape wat hy in Bethlehem moes versorg. So hy het geweet en hy het gesien vir Saul, maar hy het die hele tyd tussenin beweeg. Baie keer kom mense en hulle plaas vertragings in ons lewens, want hulle dink jy's te kort, jy's te lank, jy's te oud, jy's te jonk, jy's te... Sal ons maar daar stop? Okay. En ons kom baie keer nie by dit wat God vir ons geroep het nie, wat ons kom en ons laat hierdie mense ons beïnvloed om nie God se droom te leef nie, en nie uit te leef nie, en baie keer is dit juist die mense wat die liefste is aan ons. Toe God my geroep het, om vir hom te gaan werk. Jy sien, ek en my broers, al twee, werk vir die Here. En my broer is nou 5 jaar ouer as hy, so natuurlik is hy vooruit, en ek die dag vir my maale sê, maar ek ervaar dat God sê, ek moet vir hom gaan werk. Toe sê hulle vir my, pragtig, maar gaan speel maar met jou karretjies. Jy sal dit nie kan doen nie. Dis nie vir jou nie. En so moes ek daardeur gaan, want hulle het gedink, hulle beskerm my. Hulle het gedink, en ek kan vandag getuig, hulle het gedink, ek kan nie die Grieks en die Hebreëus gepaas raak nie. Dit is nie vir my nie. Want ek kan nie eens ordentlik Afrikaans doen nie. Vra maar vir my huiskat, so kom sê my briewe oorskryf. Regtig. Die maandbrief word deurgeskryf deur my huiskat nadat ek het geskryf het, en dan ontsyfer sy dit eers weer. Maar ek is vandag hier, deur Grieks en Hebreëus. Want as God 'n roeping op jou lewe het, en 'n droom vir jou lewe het, kan niks jou hinder nie. En so moet ons baie keer op plekke kom, en nie toelaat dat mense ons terughou nie. Ons moet toelaat dat God ons vorentoe vat, en dat God die krag en die bron in ons lewens is, om vooruit te gaan. Want baie van ons sit baie keer, en ek bedoel nie van ons in ons werke, en ja, daar ook, maar baie keer is ons
baie ongelukkig in ons lewens, baie aspekte van ons lewens, is omdat ons nie uitkom om God se droom in ons lewens te leef nie. So het ek al met baie mense wat al ver gevorder is in jare en al alles besit en alles het, maar nog steeds ongelukkig is. En ek het tot die slotsom gekom met baie keer in die gesprek wat ek met die mense gehad het, is hoe dat hulle nooit geleef het en gedoen het wat God vir hulle geroep het om te doen nie. Dan die tweede wees wat jou kan beïnvloed, is moedeloosheid. Discourage. Want jy sien, toe, in 1 Samuel 17, toe Goliat op die toneel kom, skree hy vir die mense en sê, wie van julle is braaf genoeg om te kom fight? En nie een van hulle het die guts gehad om op te staan nie. En Samuel kom, en David kom aan. En hy sê, wat gaan nie aan? Hoekom is julle so bang? Hoekom is julle so moedeloos? Ek sal hierdie wees fight. Want ek weet hoe om mee te vat. Want ek is al deur leeu en ek deur beer. Moenie moedeloos wees nie, want as God aan jou kant is, hoef jy nie moedeloos te wees nie, hoef jy nie op 'n plek te kom waar jy dink dit gaan nie werk. Ja, baie keer voel ons wanneer dinge te lank vat, raak ons moedeloos en ons dink God is uit die puntjie uit. Maar God is nie uit die puntjie uit nie. Partykeer vat dit net tyd sodat dinge moet ontwikkel, sodat dinge moet realiseer, sodat jy kan mature kan word vir hierdie ding om te kan doen. En ons moet dit vashou in God en nie moedeloos raak nie. Dit is hoekom die kerke lyk soos wat hy lyk in vandag se era, is omdat mense moedeloos raak en hulle nie meer vashou aan God nie en nie meer vashou aan sy droom nie. Dan gaan sit hulle maar in die casinos, hulle gaan sit maar in die flieks en hulle gaan sit maar op die beach op 'n Sondag. En hulle mis die ware lewe van God. Want ja, jy kan gaan sit op die beach, ek doen dit ook. Ja, jy kan gaan sit in die flieks, ek doen dit ook. Maar wanneer jy begin by die regte beginpunt wat God is, dan sal die lewe vir jou soveel sin maak. Dan sal die lewe soveel vir jou meer gee. Die derde punt, wat die reis in jou lewe kan wees, is afkering. Toe Samuel, kom sê ek nou by Samuel heeltyd, toe David, daar op hierdie oorlogsveld kom, en hy sê, ek sal hierdie reus vat. Toe sê sy broers vir hom, nee, jy's te klein, kyk hoe lyk jy? Jy sal dit nie kan maak nie. Jy sal nooit hierdie reus kan challenge nie. En baie keer kom mense in ons lewens, en hulle spreek goed oor ons. Hulle spreek baie keer sekere dinge oor ons lewens wat maak dat ons minderwaardig voel. Maar die ding is, na wie se stem luister jy? Luister jy na die stem van Goliat op die oorlogsveld? Of luister jy na die stem van God wat in jou hart spreek om te sê, maak nie saak wat mense van jou dink nie. Maak nie saak wat mense van jou sê nie. Maak nie saak van wat 'n nommer mense op jou voorkop sit nie. As ek jou roep om 'n sekere taak te doen, sal ek vir jou gee wat nodig is om te doen. Selfs Jesus het by daardie probleem gekom, dat selfs sy broers hom afgekeerd en gesê het, maar jy is nie die geroepe nie. Jy is nie die iemand wat jy sê jy is nie. En jy sal verbaas wees, eers nadat Jesus gesterf en opgestaan het, het eers van sy broers in hom begin glo. Met baie keer moet ons selfs kan bereid wees om te sterf vir die drome wat God vir ons gegee het. Maar hoe ver sal jy waag om dit wat in jou hart is? Dan die vierde ding, wat die reus kan oorwin, is twyfel. Ek weet nou nie meer nie.
Jong, ek weet nie of ek dit sal kan doen nie. Ek weet nie of ek goed genoeg is nie. Ek weet nie of God regtig vir my geroep het nie. Ek weet nie of God my regtig toe is om hierdie taak te doen nie. Ag, ek weet nie of ek regtig kan praat nie. Jy weet, as ek moes so geredeneer het, dan sou ek nooit kon gewees het waar ek vandag was nie, want ek kon nie eens 'n mondeling op skool gesê het nie. Maar as God vir jou ability gee, kan niemand daai ability van jou wegvat nie. So ons moet op 'n plek kom waar ons sê, ek gaan nie toelaat dat die reëse my beïnvloed nie. Die vraag is dan net, hoe oorwin jy die reëse? Want nou ons kan identifiseer, hier is hierdie reëse, en baie van julle se lewens kan jy identifiseer dat hierdie reëse werklikheid is, maar hoe oorwin jy dit? Onthou die Here jou in die verlede gehelp het. Hoe baie keer vergeet ons wat God in ons verledes doen. En dit is ook al God vir Israel gedurig laat herinner het om te sê, hoor so, ek was die God wat julle uit Egipte land uitgeneem het. Onthou wat ek vir julle gedoen het. Maar God kom vandag en hy kom met iets groter en hy sê, dit met nagmaal om te sê, hoor so, onthou jy die oorwinning wat ek reeds behaal het. Jy hoef nie te twyfel dat hierdie reëse jou gaan beïnvloed nie, want ek het reeds die oorwinning behaal. So moenie vergeet wat God al reeds in jou lewe gedoen het nie. Want die feit dat jy vandag hier sit is 'n wonderwerk dat God reeds iets groot in jou lewe gedoen het. Nou kan jy maar amen gesê het. Regtig. Maar as jy dit glo nie, ek sal dit glo vir jou. Gebruik die gereedskap wat God vir jou gegee het. Dit wat God vir jou gegee het. Jy sien nou sien daar in Samuel toe Saul hulle nou actually besluit het, okay, as ek alweer met Samuel, met David, toe hy nou actually besluit het, hoor so, jy is die ou wat nou maar vir Goliat kan face. Toe sê hy, kom, trek jy my toerusting aan, sodat jy kom. Maar baie keer wil God nie ander mense se goed wat vir hulle werk op jou afsit nie. Jy moet gebruik, al is dit min, gebruik dit wat God vir jou gegee het. Want dit wat God vir jou gegee het, is dit wat sal werk vir daai spesifieke taak en doel. Al is dit hoe klein, al is dit hoe min, in jou eie oë. Daai die bietjie min, Dawid het 'n Goliat doodgegooi met 'n vlingersel en 5 klippies. Hy het net 1 klip gebruik, maar hy het 5 klippies gehad. Dis hoe min dit was. Hierdie ander ouens het almal swaarde, spiese, skilde en pansers en die hele wapenrusting gehad. 'n God gebruik is 'n klip om 'n reus dood te maak. Al is dit hoe min wat jy in jou hand het. Al is dit hoe gering in jou eie oë. Gebruik dit, offer dit aan God en sê, Here, dit wat ek het, gebruik dit sodat U naam en droom vereer kan word. Dan die derde punt. Raak ontslaaf van die droomdiewe. Baie keer kom maar mense en droomdiewe in jou lewe. Wat maak dat jy nie sal kan aangaan nie. 1 Samuel 30 vers 6 sê, en Dawid het baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Dis die enigste een, met wie jy werklik waar jou vertroue moet sit. Al die ander wat negatief is, wat weet julle wat? Hoe meer ons onsself meng met mense wat negatief is, hoe meer negatief sal jy ook raak. The attitude which you surround yourself is the attitude is going to be putting upon you.
Baie keer moet ons 'n besluit maak om te sê, Here, ek gaan nie daai negatiewe mense wat my wil aftrek, toelaat dat hulle my beïnvloed nie, want U het 'n belofte oor my lewe gespreek en ek gaan leef daarvoor. Dan die laaste een. Vertrou God dat hy jou sal help. Ek dink, ek het dit al voorheen in 'n preek gesê, as jy dit kan onthou, dat die moeilikste ding wat ons baie keer doen is dat ons nie vir God kan vertrou nie. Ons kan alles vertrou. Ons kan selfs die tegnologie vertrou met Eskom wat se krag kan afgaan. Vertrou ons vertrou meer in tegnologie as wat ons vertroue in God sit. En dis God wat kom en hy wil vir jou gee, want dis God wat vir jou daai saadjie in jou hart geplant het. Dis God wat vir jou 'n plantjie in jou gedagtes geplant het om vir jou te sê, dit is wat ek vir jou lewe het. Dit is God. Maar dan vertrou ons onsself meer op mense. En die Bybel sê op 'n kol, hy sê, moenie jou aandeel laat leen op mense en dinge nie, maar vertrou God dat hy vir jou sal werk en sal skyn. Nou sê die vraag wat jy vermoord vir, wat het dit met ons vermoord? Alles. Jy kan nie verander as jy nie goed is, jou lewe vashou. Jy kan nie vooruit gaan en dat God jou kan transformeer in iemand en dit wat hy wil hê jy moet wees, as jy al hierdie gereuse in jou lewe toelaat om jou te beïnvloed. Vraag is, wat gaan jy doen om dit te wees? Identifiseer jy wees in jou lewe. Here, baie dankie dat ons kan leer uit die stories soos Dawid se. Dat U ons roep, dit wat U vir ons voorgemaak het, eintlik kan leef. Maar Here, ons sit baie keer met wese in ons lewens. Baie keer goed met ons lewens wat ons beïnvloed en seer maak. En laat twyfel en laat ons passief raak om dit wat God in ons lewens wil doen, te doen. Wil ek vir elkeen beteken dat ons drome sal uitleef, dit wat God vir ons gesê het en gegee het. Here, ons kom volgende en ons verklaar volgende, sê Here, daar's wese in my lewe wat maak dat ek nie kan uitkom uit dit wat God in my hart gesit het. Here, wil ek ook bid vanoggend, Here, dat U die wese wat ons baie keer beskou as wese, nie sal sien as wese nie, maar as goed in ons lewens wat reeds oorwin is deur Jesus Christus. Here, dat ons soos 'n Dawid vorentoe sal gaan, omdat ons koningskinders van U is, en dat ons sal leef volgens dit wat God ons lewens reeds gespreek het. Wil ek vir elkeen bid, Here, vir hulle wat sit en dalk skaam is, Here, en sê, maar ek is ingesluit by die dat ons dit sal leef en beleef in Jesus Christus. Amen.